My hande hef ek op na Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle. Weer eens met 'n woord van die Here. Die Petrus geloof. Weet julle wat? Ek lees nêrens in die Bybel, nee, dat iemand op die water geloop het nie. Nee. Maar net Petrus, behalwe Jesus, maar net Petrus van alle mense ooit op die hele aarde. Nou ek wil vanoggend vir jou hierdie gedeelte uit die skrif lees en ek gee hom sommer die titel, die Petrus geloof. Goed. Matteus 14 vers 22. Jesus loop op die see. En Jesus het dadelik sy disippels gedwing om in die skei te gaan en voor hom uit te vaar na die oorkant. En terwyl hy die skare wegstuur, en nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om in die eensaamheid te bid. En toe dit aand geword het, was hy daar alleen, so niemand was meer by hom nie, né? En die skuit was al in die middel van die see, so hulle het al ver diep ingevaar, né? Getuister deur golwe, want die wind was teen hulle. Wie was al op 'n groot dam, né? En ek weet nie of jy weet hoe lyk hierdie see van Galilea nie. Julle, dit lyk soos 'n see. Nee, dis 'n Middellandse see, maar hy's baie baie groot. Nou as die wind oor daai water so opkom, hulle maak hy nie sulke golfietjies, sulke kleintjies nie. Hy maak golwe, né? Okay, goed. Maar in die 4de naakwag het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, word hulle ontsteld en sê, dis 'n spook. Ek weet, die mense kan ons nou nie op water loop nie, né? Hulle skreeu uit, dis 'n spook, né? En hulle het geskreeu van vrees. Ek kan nou my net in daai boot bedink op daai oomblik, hoe skreeu hulle, né? Want hier kom iemand op die water aangeloop, dit kan net 'n spook wees, né? Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U te kom. Jy sien, hier's 'n karaktertrek van Petrus wat ek en jy moet kry. Ek dink daai ander wou nie eers probeer om na wat hulle dink is 'n spook toe te loop nie. Maar toe Jesus sê, moenie vrees nie, dit is ek, onmiddellik gaan Petrus in die volgende vlak in. Hy's bereid om uit die boot uit te klim, sy voete op die water te sit, en dan na Jesus toe op die water te loop, en dit sou sy teken wees dat dit die Here is. Is jy bereid om uit jou boot uit te klim vir jou geloof? Ek wonder, né? Goed. Beveel my dan op die water na U toe kom. En hy sê vir Petrus, kom. Petrus klim toe van die skei af en loop op die water om na Jesus te gaan. Julle moet nou hoor, hier's nou 'n gewone mens. Hy het uit die skei uitgeklim. Op die woord van die Here het hy uit die skei uitgeklim. Die Bybel sê, en hy het op die water geloop. Maar toe hy die sterk wind gesien het, het hy bang geword en hy het toe begin sink. Toe roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Julle, en daarom kom ek vandag Petrus geloof. Petrus het gekom en vir ons kom demonstreer wat is geloof. Nommer 1, wanneer omstandighede jou rigting kom en vrees kom op jou, is jy bereid om uit die boot uit te klim? Is jy bereid om op die Here te vertrou? So hy, toe die storms en die winde en die golwe en alles teen hom is, en die Here Jesus kom daar aangeloop en hulle dink is 'n spook, en die Here sê vir hom, Petrus, is jy bereid om uit die boot uit te klim en na my te kom? Het Petrus nie gehuiwer nie, hy het uit die boot uit geklim en hy het na die Here toe geloop. Die Petrus geloof is 'n geloof, ek sal uit die boot uit klim, Here, en ek sal U vertrou, want U is die Here, Here. Kan jy dit in jou lewe sê? Maak nie saak wat se omstandighede woed rondom jou nie. Julle en ek en jy het nodig om hierdie tipe van 'n geloof in ons ingebou te kry. Stem jy saam met my?
Maar hier kom 'n tweede les binne in hierdie ding. Baie keer was ons gehoorsaam aan die Here, ons het uit die boot uit geklim, ons het op die water geklim, en ons het geloop op die water. Ons is binne in ons wonderwerk. En skielik begin ons na ons omstandighede rondom kyk. Die golwe is hoog, die wind is sterk. En skielik neem vrees van ons besit. En daar het dit besit van Petrus geneem. Nou wat is die resultaat van wanneer vrees besit neem van jou neem? Jy sal sink. Julle, so weet julle wat, kom ek en jy gee vir vrees geen plek in ons lewens nie. Amen. Ons gee vir vrees geen plek nie. So hier's twee lesse hierin. En bereid wees om uit die boot uit te klim, en bereid wees op die Here te vertrou, en jy sal binne in jou wonderwerk in beweeg wanneer jy op die Here Jesus Christus vertrou. Maar as jy so op die pad is en jy's besig om in daai wonderwerk te beweeg wat die Here vir jou gedoen en gegee het, moenie laat omstandighede jou kom oorweldig nie. Moenie na die golwe en die wind kyk nie. Hou jou oë op Jesus. Ek is seker as Petrus sy oë op Jesus gehou is, sou hy nie gesink het nie. As jy jou oë op die Here hou, ek waarborg jou my vriend, jy sal nie sink nie. Nou kom ons bid vir hierdie tipe van geloof. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here, en ons dank U, Here. Dank U, Here, vir hierdie wonderwerk wat U in Petrus, oor Petrus gedoen het. Here, my God, ons prys U daarvoor, ons dank U, ons loof U, Vader, Here. Maar Here, laat dieselfde tipe van geloof, Here, my God, om uit die boot uit te kan klim en op die water te kan loop, Here, binne in my en elke een van hierdie vriende van my, wat na hierdie boodskap kyk, Here, diep in ons harte geplant word, want dan sal ons die bonatuurlike kan doen. Maar Vader, ons vra U ook, dat U ons dan blywend in hierdie geloof sal hou. Here, help ons dat ons nie rond sal kyk nie, en laat ons in die branders en die winde en die omstandighede sal kyk nie, maar met ons oë gefestig op U, Here, want dan sal ons bo op die water bly, en ons sal nie sink nie. Ons prys U daarvoor, en ons ontvang dit nou, in Jesus se naam. Amen. Mag jy op water loop. Geloof in Jesus. Liefde, Pastoor Wally. Amen. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal, en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.